woord kom in vers 19, hy sê, as twee van julle saamstem op die aarde, oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Maar vers 19, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is, die krag. Wanneer ons meer as 2 is, en ons kan begin roep tot God en Here vertrou vir dit wat hy wil doen vanoggend. Ek verwys na die Handelinge Kerk, die apostels, wat sit in die bovenvertrek. My broer en suster, met een doel en een visie voor oë. Ons ken daai gedeelte, die uitstorting van God se Heilige Gees. En hoe hulle begin eendragtig saam bid en eendragtig saam die Here vertrou vir die saak. Amen. As ons dan gesalfde gebede kan opstuur voor die troon van genade en kan roep tot 'n lewendige God vir 'n stemmer. Ek wil vir jou sê, gaan die verandering kom in Jesus naam. Ja, amen. Halleluja. Die volk Israel, as ek vat, hulle roep tot God, hulle bid tot God. Hulle sê, ek is in slawerny. Here red ons, Here help ons. Ons weet, ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. God antwoord, hy verhoor gebed, soos wat hulle roep en bid tot die Here. En ons weet hoe God hulle begin uitlei, uit die slawerny, uit Egipte land uit. Lei ons uit die beloofde land in. Lei ons in die hemel in. Amen. Want die Here is sy leiding, van sy Heilige Gees hier op aarde. Ons is nie as wees agtergelaat nie, my broer en suster. Ons het die Heilige Gees in ons lewens. Amen. Wees lief vir die Heilige Gees. Koester die Heilige Gees in jou lewe. Amen. Here, dankie dat ons nie, maar ons gaan antwoord en verhoor wanneer ons roep tot God vir 'n saak, in 'n situasie, want dit is ernstige tye waarin ons leef. Ek bedoel, ons hoor hier die goed tussen Amerika en Iran en Israel. Here, gryp bonatuurlik in die ras van die Here. Wat is dit, Here? Ek roep vrede oor hierdie wêreld, want ek wil vir jou sê, oorlog het 'n effek op mense. Amen. Wanneer 2 of 3 kan begin saamstem oor 'n saak en kan begin bid tot God. Here, sien vanoggend AGS Rustenburg gemeente raak. Roep op 'n lewendige God. Amen. Wie glo daar's krag in gebed? Amen. Daar's krag. Daar's krag in gebed, my broer en susters. En ons ken hierdie gedeelte met die apostels. Die Here sê vir hulle, julle moet gaan wag op die belofte van die Vader. Bly in Jerusalem. Hierdie woord in Handelinge 1:8 van die woord kom en sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees. Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterste van hierdie aarde. Amen. Samaria, Here, dankie dat ons getuies sal wees hier in Rustenburg. Doen vir ons aan met bonatuurlike krag. Amen. Ons gaan nie stil gemaak word nie. Ons gaan borrelend wees vir die naam en die saak van die Here. Ja, ons gaan krag ontvang en ons sal getuig. Ons is in eindtye, maar kosbare, verlore mense moet in God se koninkryk inkom. En ek hoor mense se harte. Ek hoor mense se harte by hierdie bid hier. Ek hoor vanoggend wanneer ons staan daar in 'n eenheid en mense begin roep 'n halfuur voor diens. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor pluseinde. Dit gaan oor Rustenburg. Dit gaan oor mense wat God nodig het. Ek roep Jesus oor hierdie gemeente af. In Jesus naam. Die krag wat daar is in gebed. Ons weet, hulle roep almal eendragtig tot God in gebed en smeking. Die krag wat daar is, die woord sê, saam 'n aantal vroue, Maria, die moeder van Jesus en sy broers. En wat doen die Here op die 10de dag? Antwoord en verhoor hy. En hy stort sy Heilige Gees uit. Amen. Ek weet nie, maar God antwoord en verhoor. 3000 mense kom tot bekering. Hulle beleef God, hulle ervaar die Here. Luister, wanneer jy saam bid en saam roep
Bonatuurlik. Amen. Hierdie wind is teken van die Heilige Gees. Hulle kon dit beleef, hulle kon dit ervaar, dit wat God doen in hulle midde. En dan gaan die woord verder. Hulle beleef, hulle sien. Toe is deur hulle gesien tonge van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van sit het. Die vuur van die Heilige Gees, 'n simbool van die Heilige Gees. Die wind, 'n simbool van die Heilige Gees. En dan hierdie gedeelte, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Amen. My broer en suster, hulle beleef absoluut die bonatuurlike van God. Hulle roep, en die Here stort op die 10de dag sy Gees uit. Die krag wat daar is, wanneer ons kan saam stem oor 'n saak, wanneer ons kan bid, wanneer ons kan roep, en ek raak opgewonde vir hierdie biduur wat Dinsdag gaan deurhardloop in die naam van die Here. Ek wil jou uitnooi, wees hier. Ons het elkeen nodig en God sien harte raak. Hy sien hoe mense hulle knieë begin buig en hoe ons roep. Here, antwoord en verhoor, bring verandering in Rustenburg, bring verandering in Suid-Afrika. Ons as mens kan niks doen nie, maar dis wat God kan doen deur sy Heilige Gees. Amen. Kom ons gee die Here eer. Ek vat die Here red die hele stad Ninive, toe daai mense hulle begin bekeer. Amen. En 'n belydenis begin doen. Ons het 'n uitstorting van God se Heilige Gees nodig. Luister, ons het 'n beweging van God se Gees nodig, soos nog nooit van tevore nie. Amen. Om mense te oortuig van oordeel, van sonde en van geregtigheid. Handelinge 4:31. En toe hulle gebid het, is die plek geskik waar hulle saam was. Hulle is almal vervul met die Heilige Gees en die woord van God is met vrymoedigheid gespreek. Dis wat die Here doen deur sy Heilige Gees. Ek wil vir jou sê in die Handelinge Kerk, luister. Wanneer daar gebid het dinge gebeur. Gebed is steeds die krag vir vandag se kerk. Amen. As ons kan bid, kan saam die Here kan vertrou. Jesus het gekom om mense te red, siekes te genees, gesinne en omstandighede te verander. Here, dankie vir restaurasie. Here, herskenk gesinne. Dankie, Here, met een woord van God, man, en sy heerlikheid wat inbeweeg oor jou lewe, en daar kan verandering kom in jou situasie, in jou omstandighede, in die naam van die Here. Dis die God wat ons dien. Amen. Ons moet die Here vasgryp, ons moet die Here glo, ons moet die Here vertrou. Amen. Die krag wanneer ons begin saam die Here loof en prys en aanbid. En hier wil ek verwys na Psalm 22:4 wat sê, tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Amen. As ons God die Here begin loof en prys en aanbid, ek wil vir jou sê, kan hy homself op 'n magtige manier openbaar. Die krag in saam stem, die krag in saam wanneer ons God prys en wanneer ons die Here aanbid in Jesus naam. Paulus word kragtig deur God gebruik. Ons weet hoe hy hierdie slavin vrymaak en losmaak van hierdie waarsêende gees. Ons weet dat hulle kom en hulle is bekommerd oor hulle wins, hierdie eienaars, en hulle gryp Paulus en hulle sit hulle in die gevangenis. Dis vir ons 'n bekende gedeelte. Ons weet hoe hulle vervolging gebeleef weens die evangelie en dit wat hulle gedoen het. En ja, ons weet hulle is met stokke geslaan. Die woord sê hulle het slaag gekry en dan is hulle in die gevangenis gewerk. En wat doen 'n Paulus en 'n Silas? My broer en suster, luister mooi as jy deur vervolging en verdrukking gaan. Wat moet ons doen? Kom in by 'n bidtier. Kom onder gelowiges in wat saam met jou kan bid. Kom hier in die teenwoordigheid van God en begin saam triomfeer saam met die Here. Hy Gees, hy regeer. Moenie dat jou omstandighede en jou sake en jou situasies vir jou neerdruk in die naam van die Here nie. Amen. Dis juist wat jy hier vanoggend kom en sê, Here, ek het U nodig soos nog nooit van tevore nie. Dis hier waar jy saam kan triomfeer saam met die Here in die naam van die Here. En wat doen Paulus en Silas? En om
is geskit het. En luister wat sê die woord. En onmiddellik, terwyl hulle so sing, beleef hulle die bonatuurlike. Het die deure oopgegaan. Die boeie het van almal losgeraak. Hulle beleef absoluut God se grootheid, sy almag. Ek wil vir jou sê, Here, dankie, wanneer ons so saam sing, besef die krag en dat God hom aan jou wil openbaar in die naam van die Here. Here, ek staan vanoggend op Handelinge 16. Dit wat die Here wil doen in hierdie plek, wanneer ons hom wil prys, wanneer ons hom wil aanbid in Jesus naam. Ja, hier is nog 'n gedeelte vir my. Oor eendragtig saam begin sing en die Here te begin loof en te prys. Ek gaan verwys na 2 Kronieke 5:13, die tempel. Kyk wat sê die woord. En toe die trompetblasers, die sangers, almal saam, luister, die woord sê, eensstemmig begin om God te prys en te loof. En met 'n stem verhef, met trompette, met sambale, musiekinstrumente. En hulle begin sing en hulle sê, loof die Here want hy is goed. Sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Wat het gebeur? In oomblikke, toe hulle so eendragtig God begin prys en loof, sê die woord. En die huis is vervul met 'n wolk. Heerlikheid, salwing, krag van sy Heilige Gees. En die priesters kon vanweë hierdie wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het hierdie huis vervul. Amen. 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 Bevestiging volgens uit God se woord uit. Wanneer ons begin saam die Here prys en aanbid en hom verheerlik. Die koning van die konings, koning van ons harte, koning van ons lewens. Here, dankie, U is ons hemelse Vader. U sorg elke oomblik van die dag vir ons. Ek gaan vir jou sê, as jy so God begin prys en aanbid, mag die kettinge breek en die boeie loskom en God jou vul met blydskap en vrede en liefde in Jesus naam. Amen, amen. Ja, is nog 'n gedeelte, die bonatuurlike, ons wil dit beleef, ons wil dit ervaar. Die mure van Jerigo moet intuimel. Ons wil dit beleef, die bonatuurlike. Josua beleef die bonatuurlike toe God vir hulle belofte gee. Josua 6:2. Toe het die Here vir Josua gesê, kyk, ek gee Jerigo met sy koning, sy dapper helde in jou hand. En ons weet hoe hulle opdrag kry. Vir 6 dae moes hulle een keer om hierdie stad trek. Maar dan kom die woord, die 7de dag moet 7 priesters met 7 ramshorings voor die ark gaan. En op die 7de dag moet hulle 7 maal omtrek. Ons ken daai gedeelte, hulle kry opdrag. En dan moet die volk groot kruisgeskree aanhef. En dan sal die stadsmure inval. En dan lees ons in vers 20 hoe die Here dit in vervulling bring. Hulle kry opdrag, hulle moet manifesteer, hulle moet God se opdrag uitvoer, hulle doen, hulle reageer op God se stem. En dan kom hierdie woord in vers 20. Toe skree die volk en hulle het op die horings geblaas. Die volk het die geluid van die horing hoor en die volk 'n groot krygsgeskree aangehef en die muur het op sy plek ingeval. Amen. Ons dien 'n groot, ons dien 'n lewendige God. Amen. Hy's 'n waarmaker van sy woord. Hy het vir Josua gesê, kyk, ek gee Jerigo met sy mense en alles gee ek in jou hande. En hulle het werklik gereageer, soos wat die Here hulle opdrag gegee het, gemanifesteer. En hulle beleef die bonatuurlike. Amen. Saam daar die Here geloof en geprys om hierdie muur. Hulle het hierdie
te aanbid en saam met hom te kan triomfeer. Kom ons gee die Here eer vir hierdie woord. Amen. Ons wil die bonatuurlike beleef en ervaar. Jy wil dit beleef, jy wil dit ervaar. Ja, hierdie week hoor ek 'n baie mooi getuienis. En dan besef ek, God is goed. Ek hou van my liedjie, die Here is goed. Loof die Here want hy is goed. Hy bevestig sy woord telke male en dit wat hy wil doen in mense se lewens hier in die teenwoordigheid van die Here en hoe die mure van hierdie soms intuimel en die Here vir ons daai oorwinning gee. 'n Gees van samewerking, hier is my baie belangrik. En ons sien hierdie gedeelte in die krag en die eenheid as mense begin saamwerk. Amen. Waar daar eenheid is, gebied God sy seën. As mense saam kan mekaar begin bemoedig, kan uitgee, die tweede myl kan saam met iemand kan stap, mekaar kan ondersteun, mekaar se arms omhoog kan hou. Ek wil vir jou sê, dan gaan ons die bonatuurlike beleef. Want ek gaan nou daarna verwys, die krag wat in God se woord is, en dit moet hierdie woord vanoggend vat en besef, wees waaksaam vir 'n gees van verdeeldheid. Moenie 'n gees van verdeeldheid toelaat in hierdie gemeente in die naam van die Here nie. Ek roep vrede. Amen. Ek roep liefde. Amen. Ek roep eenheid vanoggend in Jesus naam. Want hoekom? Daar gebied God sy seën. Amen. En baie goed is soms net misverstande. Soms net goed wat ons moet opklaar, dat jy dalk net met iemand moet praat. Maar Here, die krag wat daar is, wanneer ons kan saamwerk. Ek verwys hier na Markus 2, na die verlamde manne van Kapernaum. Was dit nie vir die 4 vriende nie, sou hulle nooit daai verlamde man genesing beleef en ervaar. Was dit nie vir jou vriend wat dalk gesê het, jy kom vanoggend na hierdie kerk en hierdie gemeente in nie, sou jy nie 'n wonderwerk beleef het nie. Kom ons gehoorsaam en luister as God met ons praat. Dit was hierdie gees van samewerking en ons lees in vers 3. En daar kom mense na Jesus toe met hierdie verlamde man wat deur 4 gedraagbaar, deur 4 mense. En ons ken die gedeelte, hulle kom vanweer die skare nie naby hierdie huis nie. Jesus was in hierdie huis, hy het gepreek. Maar ek wil vir jou sê, hierdie 4 mense het nie moeg en moedeloos geword nie. Luister, ons kan nie moedeloos word nie. Ons is God se tyd, ons moet kan deurbid. Amen. Ons moet die Here kan glo en vertrou. Want hierdie 4 mans kom maklik moeg en moedeloos as ek hierdie plek is vol. Ons gaan nie benader Jesus uitkom. Kom en dan sou hulle 'n wonderwerk misgeloop het. En soms is jy jou wonderwerk, hoe sê daai liedjie op 'n brief of 'n miracle. Amen. Soms net daai een treetjie wat jy moet gee. En dan beleef jy 'n wonderwerk, dan beleef jy die goedheid en die grootheid van die Here. Maar ja, hierdie mans was absoluut desperaat na Jesus. En wat maak hulle? Maak 'n gat in hierdie dak en laat hierdie verlamde man deur hierdie dak sak op sy bed. En dan sien die Here hierdie mense se geloof. Ek bedoel absoluut om te besef daar is net een antwoord. Amen. Dis Jesus. En dan as ons net kan besef daar is net een antwoord, kry mense by Jesus uit. Mense die Here so nodig in hierdie dae. Dis die Here wat seën. Gees van samewerking onder hierdie 4 vriende. En ons ken daai gedeelte. As dit nie vir hierdie 4 vriende was, ek gaan vir jou sê, dat hierdie man nie genesing ontvang nie. Toe die Here hulle geloof sien, spreek hy net 'n woord en hy sê, staan op, neem jou bed op en gaan huis toe. En dan lees ons, en dadelik sê die woord, het hy sy bed opgeneem, gaan voor hulle oë uit, en almal was verbaas. Hulle het God verheerlik. As daar wonderwerk plaasvind, verheerlik ons die Here. Ons het rede om God te prys. En hulle sê, so iets het ons nog nooit gesien nie. Hier word absoluut, my broer en suster, gees van samewerking. En hulle beleef die wonderwerk. Hulle beleef hoe God
woord spreek en hierdie man loop voor hulle oë. Kan ek amen, amen. Prys die Here. Hoe baie keer hierdie vrou bedien op 'n Woensdag begin. My broer en suster sê, maak groepies. Kom ons begin intree, kom ons begin bid in daai groepie. Wat maak ons in daai groepies? Ons begin mense ondersteun. Ons begin mense bemoedig. Die gebed dra groot krag. En op 'n dag, dan beleef mense die guns van die Here. Op 'n dag, dan beleef hulle die bonatuurlike. Daar is krag wanneer ons begin saamwerk en die Here kan glo en begin vertrou. Kom ons gee die Here eer. Ek verwys na nog 'n gedeelte waar Moses die bonatuurlike van God beleef oor 'n gees van samewerking. Om daar te wees vir 'n ander persoon. So ek wil vir jou sê, moet jou nie gering ag nie. God gebruik ons. Ons is kanale, ons is instrumente in die hand van die Here. Gehoorsaam as die Here met ons praat. Stuur vir daai persoon 'n woord. Dis dalk net wat hy daai oggend moet hoor. Bevestiging uit God se woord. Ons weet nie hoe lank roep hy daar tot God nie. En hierdie gedeelte, nog 'n gedeelte in Eksodus 17:8-6, lees ons van Moses se oorwinning oor Amalek. Amalek het teen Israel by Rafidim geveg. Moses het op die top van hierdie heuwel gaan staan, met die staf van God in sy hand, 'n bekende gedeelte in sy woord. Joshua het manne uitgekies om teen Amalek te gaan veg. Hy het opdrag gekry, dit was Joshua wat gaan veg het. Dit was Moses wat op hierdie heuwel gaan staan het met die staf van God in sy hand. En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste. Maar as sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. So waar lê Moses se oorwinning gelê oor Amalek, my broer en suster? Dit was Aaron en Hur wat onder hom ingekom het, sy arms omhoog gehou het en saam het hulle die oorwinning behaal. Amen, amen. En dis hoekom ek sê, as ons saam kan begin bid, saam begin roep tot die Here, die krag wat daar is. Here, dankie vir oorwinning in Jesus naam. Die krag wat daar is in samewerking in Jesus naam. En ons beleef en ons sien die bonatuurlike, hoe Moses sy hande ophef en God die oorwinning gee oor Amalek. Ek weet nie, maar ons dien 'n groot, ons dien 'n lewende God. Amen. Hierdie woord, telke male, wonderwerk. Ek wil vir jou sê, Jesus is gister, vandag, tot op alle ewigheid, is hy dieselfde. Romeine 12:16. Wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie. Voeg julle by die nederiges, moenie eie wys wees. Sê die woord. Kom ons wees nederig. En die Here sy seën meer kan maak. Dankie, release dit oor ons lewens. Filippense 2:2. Maak dan julle blydskap volkome deur eensgesind te wees, dieselfde liefde, een van siel en een van sin. Filippense 2:4. Ja, gesindheid soos Jesus. Ek hou van hierdie woord. Hy sê, moenie iets doen uit selfsug of eie eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Ag jy ander hoër as jouself? Dan gaan hy verder. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien, maar elkeen na die van 'n ander sien. Amen. Here, dit gaan nie altyd oor my belang nie. Ek sien 'n bietjie ander persoon se saak, se probleem, se krisis, se behoeftes, se nood, se swaar kry bietjie raak en ek begin bietjie God vertrou en bietjie roep tot die Here en sê, Here, dankie dat ek hom kan ondersteun. Dankie vir 'n woord van bemoediging, dat ek daar is vir hierdie persoon in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here die krag wat daar is, wanneer ons so kan saam in God se woord kan toepas en ons eie kan maak. Dan beleef ons God se grootheid. Ons beleef sy goedheid. Ek wil vir jou sê, ek kan nie sonder die seën van die Here nie. Ek vat die Here vanoggend saam op sy woord. Bevestig die woord vanoggend met 'n wonders en teken. Staan vir my.
Staan vanaand. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U aanbid. Here, hier sit U volk vanoggend voor U. Here, hulle hoor vanoggend die gees van samewerking, om mekaar te ondersteun, om mekaar te bemoedig, om daar te wees vir 'n ander persoon. Dankie Here, praat met elkeen vanoggend in hierdie plek. Beweeg